Goeiedag, dis lekker om saam met julle weer te wees vandag en ek is op my eie. Jonathan kan nie kom maak nie, nou Tinus kan dit nie maak nie, maar dis lekker om saam met julle te kuier oor wat die Here op my hart gelê het die afgelope tyd. Ons gaan 'n bietjie praat oor, is Jesus werklik God? Ek het Sondag daaroor gepreek ook, julle kan gaan kyk op ons Siloam YouTube kanaal, daar het ons bietjie daaroor gepraat, maar vandag wil ek kom bietjie deurvat. Ek wil so te sê die spyker in die kus slaan met hierdie opname. Dylan, ook welkom hier so agter die skerms, baie dankie vir alles. Hy is hier so en Amber is hier so, wat sorg dat alles vlot loop hier so, en niemand kom pla my hier in ons makeshift studio nie, ons gaan eendag 'n professionele studio hê, maar dis nou ons makeshift studio hierdie so, hier teen die hoofpad. So as jy 'n kar in die agtergrond hoor, weet, ons is in Carletonville, so dis lekker. Hoorie, Dylan, het jy vir ons daar 1 of 2 afkondigingkies wat ek net wil opsit vandag? Daar sy reis na Turkye, daar's nog presies 3 plekke oor, maar daar kan meer gaan, maar ons het nog 3 plekke oor, gister het ons nog 3 plekke oor gehad, soos wat ons, nou is dit verkeerd hierdie goed nou? Nee, dit is alles reg. Is alles nog reg, dankie, nee, ek sien net, hier is klomp goed hier op, maar daar sy. So gister weet ek nog, was daar 3 plekke oor, dalk is dit nou al vol, maar ek adverteer hom aan elk geval. Baie mense is bekommerd nou oor die oorlog, en so aan, maar ek kan vir jou vertel, die grootste gevaar wat jy vandag het in hierdie land van ons, is die dieselpryse wat opgaan. So daar's minder moeilikheid in Turkye as wat daar in Suid-Afrika is. So ons sien baie uit na hierdie toer, ons gaan in Paulus se voetspore stap, ons gaan die 7 kerke bywoon, en dan is daar 'n klomp intercessors wat bid, dat ek nou net my boekie sal klaarmaak uiteindelik, as ons nou klaar is daar in Turkye. Dankie Dylan. Daar ons mannegroep groei van krag tot krag, die manne vat vas, Alwyn hardloop vir ons daarso, elke Vrydagoggend 4:15 tot 6:00 hierso, die beskuit is verniet, die koffie is verniet, kom geniet dit saam met die manne. En dan, ons vroue Bybelstudiegroep, ons doen die boek van Jakobus vers vir vers Bybelstudie op hierdie stadium van die geveg, elke Vrydagoggend 9:30 tot 11:00, maar hierdie Vrydag is ek nie daar nie, maar daar is 'n gasspreekster wat die vrouens gaan kom toespreek. Hoe lekker gaan dit wees? En jy kan enigtyd inskakel, jy hoef nie te wag vir die nuwe kwartaal nie, jy hoef nie te wag vir 'n nuwe reeks nie, is 'n klomp sissies wat saamkuier, en ek het die groot voorreg om elke Vrydagoggend die woord daar te gee. En dan het ons nou, hieroor is ek opgewonde, ons het laasweek begin met die boek van Matteus, elke Woensdag aand 6:00 hier by die gemeente, en ons doen hom ook vers vir vers. Ek het laasweek hoofstuk 1 gedoen, gaan kyk gerus daar op ons Siloam YouTube kanaal, wat jy laasweek sin kan bywoon, en daar het ek bietjie deur die bloedlyn van Jesus gaan kyk, hy begin ons maar met 'n bloedlyn, en hoekom is dit so belangrik, en wat is al die dieper betekenis, en ek het maar net daaraan geraak, daar's nog baie dieper betekenis as wat ek in een aand kon vasvat, maar gaan kyk het gerus, en vanaand gaan Tinus vir ons voort met Matteus 3, en volgende week Jonathan Matteus 4, en dan 3, en dan ek weer Matteus 4, so gaan ons om die beurt dit dan nou aanbied. Ek dink dis alles, is daar nog ene? Dis dit. Kom ons kyk, ek wil vandag praat, soos ek gesê het, iets wat op my hart gelees, 'n vriendin van my kontak my daar, uit die Kaap uit, en sy het 'n groep doen nou daar by haar, en ek doen nou eintlik maar vir haar hierdie, en vir myself, en vir julle, dat ons net hierdie kan vasmaak in ons harte, dat is Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die mens, God, of is hy 'n profeet, of is hy net die seentjie van, want ek het in my lewe groot geword met die idee, dat Jesus is die seentjie van God. Dis wat vir my geleer is in die sonnaskool, het dalk nie so bedoel nie, maar dis wat ek in my kinderbrein verstaan het, dat Jesus nie God is nie, maar wel die seun, of die seentjie van God is. Hy is 'n ander een. Hy is apart van God. Maar ek moet vir julle sê, dat die openbaring tot my gekom het, hier moet ek vir die Here dankie sê, maar dis nie die Here wat vir die openbaring kan gee, maar dat hy my broer gebruik het, om daai tyd was hy al weergebore voor my. Ek het eers lang nadat het ek my hart vir Here gegee. Dan het ek hom gespot, ek het gewoonlik op 'n Sondag dan nou van die kerk afgekom, en dan bel ek hom,
met my eerste bier in die hand, my braaivleisvuurtjie daar in die agtergrond, en dan spot ek hom en dan sê ek vir hom, hoor hierso, is die gitaar al opgepak, die dromme, want hy was in so happy clappy kerk soos wat ek nou is. Jy weet, en hier is Dylan, hy sit hier so, hy sê ou met die dromme onder andere, hy kan gitaar ook speel, en ek wil nou amper sê, Amber doen die background vocals, maar nog nie, maar sy moet inskryf vir dit, nee? Sy moet inskryf vir die background vocals. Maar in elk geval, so spot ek hom, en eendag toe vra hy vir my net een vraag. Hy vra vir my, weet jy dat Jesus God self is? Toe sê ek vir hom, nee man, waarvan praat jy nou? Jesus is die seun van God. Nee, hy is God self. Hy sê vir my, gaan lees daar in Johannes 14, kom ons kyk wat sê Johannes 14, ek gaan sommer eers, ek gaan nie my plekkie verloor hier nie. En hierdie skrif, ek gaan dit nou weer noem, het ek my hart vir die Here gegee. Hy het vir my openbaring gegee in Johannes 14, ok, hoor hoe mooi is dit? Ek wil dit vir julle lees. Nou, ek gebruik altyd, almal wat my nou ken, weet ek gebruik Johannes 14 vers 1 as ek mense bedien, en mense sit in 'n krisis, en mense kry swaar, dan begin ons nou met baby steps, met hierdie nuwe stap, saam met die Here, sodat ons huis op die rots kan bou, en ons kan sterker word, gebruik Johannes 14:1, wat Jesus sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. En hier in konteks praat hy met sy disippels, want hulle weet nou nie, dat Jesus binne die volgende 24 uur gekruisig en doodgemaak gaan word nie. Hulle weet nie. Hulle harte het ontsteld geword, almal weggehardloop. Maar vir my en jou, sê die Here, maak nie saak wat die situasie is, jy moenie dat jou hart ontsteld word. Alright, baby steps, kyk of jy dit kan regkry in jou lewe. Maar dan gaan hy so aan, hy sê, ek gaan nou weg, in die huis van my vader is daar baie wonings, dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So, vandat Jesus hierdie gesê het, afgelope 2000 jaar, is baie Christene alreeds dood, hulle het soontoe gegaan, Jesus het nie weer gekom om hulle te kom haal nie, hy kom, een van die dae, en dis een van my backup skrifte hierdie, wat ek hou daarvan om te gebruik, dat Jesus gaan wel kom vir sy kerk, vir sy bruid, hy kom weer, om ons te neem iewers heen, alright, en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en lewe, niemand kan na die Vader, kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Hoor nou, Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en is vir ons genoeg. Here, wys ons net God, en ons is happy. Gaan maar wys ons net God, en ons is happy. Jesus sê vir hom, en hier is die skrif wat my gedraai het. Hier is die skrif wat my laat weergebore het, sodat die Here die besnydenis in my hart kon doen. Wat hy sê, ek is so lank al by julle, en jy het my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? En dan sê hy, as jy nie glo dat ek, Jesus Christus wat hier voor jou sit, die Vader is nie, glo ten minste oor al die werke wat ek gedoen het, al die dooies wat opgestaan het, al die blindes wat gesien het, al die mense wat siek was, wat genees is, al die wonderwerke, glo my ten minste deur die wonderwerke, want God het homself kom tentoonstel op aarde as 'n mens, en God het gesê, hier is ek het na my eie naam gekom, ons gaan nou 'n bietjie na die skrifte daar kyk. Die eerste skrifgie waartoe ek wil gaan, want ons gaan nou baie fokus op Johannes, is Exodus 3 vers 14, hoor wat sê, is een van die mooiste skrifte, en God sê vir Moses, ek is wat ek is, ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Kyk, Moses wou nie die opdrag uitvoer nie, ons ken almal die storie, en hy sê, ek kan nie gaan nie, ek hakkel, ek kan nie praat nie, en al die dinge, en toe hy nou uiteindelik instem om te gaan, toe vra hy nou maar, wie sê ek, het my gestuur? En God antwoord hom, ek is wat ek is, ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur, die groot ek is. Kom ek vertel vir julle dat die groot ek is, het aarde toegekom, en dis hoekom die boek van Johannes, dit nou so mooi sê. Nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes is die 4 evangelies, die eerste 3 evangelies noem hulle die synoptiese evangelies, dit beteken dieselfde evangelies, Matteus, Markus, Lukas, hulle sê Markus is eerste geskryf, Matteus en Lukas het Markus gebruik as 'n wegspringplek,
en hulle drie is min of meer dieselfde. Matteus en Lukas gaan 'n bietjie meer detail in as Markus. Markus is 'n vinnige kort oorsig van Jesus se bediening. Maar Johannes is 'n ander evangelie. Hy's bietjie anders. Hulle sê Johannes het hom geskryf aan die einde van sy lewe nadat hy van Patmos afgekom het. En dit is ook, word hy vergelyk met die arend van die 4 lewende wesens waarvan ons lees in Openbaring 5. Gaan lees bietjie in 4 van die 4 lewende wesens. En hy is die skrif, die evangelie wat jou baie diep vat. Soos ek altyd gesê het, toe ek Johannes aangebied het, en ek dink ek het al op 'n podcast gesê, een teoloog het gesê, die water waar jy in beweeg in Johannes is so vlak dat 'n kind daar kan inspeel, maar so diep dat 'n teoloog daarin kan verdrink. Baie diep. Hier op 'n stadium in Johannes 5, vanaf vers 19, is die geleerdes nou weer teen Jesus hierso, en Jesus antwoord hulle, sê vir hulle vers 19, en jy kan nou altyd maar kyk waar die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes kwaad raak vir Jesus, is waar hy hulle so 'n bietjie aanvat. Jy weet, en dit, hoe kan ek dit sê, hulle godsdiens in hulle, die godsdiensgees staan op teen Jesus, en hy is besig om 'n teerpyntjie aan te raak, veral as hy homself vergelyk met God. Blasphemy, blasphemy het hulle gesê. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, werklik, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Vers 20, want die Vader het die seun lief, en toon hom alles wat hy self doen, en groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Onthou Thomas, as jy my nie glo nie, glo ten minste die werke. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die seun gegee. Jy weet, God gaan jou oordeel. Nee, Jesus gaan jou oordeel. Jesus gaan. Sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het, vir God glo, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Vers 25, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself het, hoor hoe mooi is dit, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Vers 27, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Hy is die seun van God, en hy noem homself ook die seun van die mens. Hy moes 'n mens word, om medelee te kan hê in al ons swakhede, soos Hebreërs sê, maar sonder sonde, sodat hy wettiglik kan oordeel ook, né? Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. En daai arme mense gaan dan nou aan die einde van Openbaring voor die wit troon oordeel staan, ek en jy in die opstanding van die lewe. Ons gaan na die groot prysuitdeling toe, ons gaan na die bruilofsmaal van die lam toe, en daar gaan ons krone kry, en alles. Hoe awesome is dit nie? Ek sien so uit. 5 dinge wat Jesus vir ons sê, hierso in Johannes 5 vanaf vers 19. Jesus doen alles wat God doen. God het Jesus alles gewys. Net soos die Here opwek uit die dode, so ook Jesus. Alle oordeel, judgment, is aan Jesus gegee. Eer is aan Jesus gegee. Eer Jesus, eer die naam van Jesus. Jesus is God self, ons gaan nog verder daarna kyk. Die volgende punt wat ek wil maak, die God en die Seun is een. Genesis 1 vers 26. En ek gebruik daagliks hierdie skrif, wanneer ek my Bybelstorie in 5 minute, wat 55 minute is, verduidelik. As ek mense bedien. Genesis 1:26, hoor wat sê. En God het gesê, laat ons, kyk daar, ons met 'n hoofletter, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Luister gou hierso. Toe hy praat met ons, toe praat hy nie met die engele nie. Hy praat met die res van die drie eenheid. Ons is een. Vader,
Woord, Seun en Heilige Gees, sê 1 Johannes 5 vers 7 in die ou vertaling. Jy sal daai skrifgie nie meer kry in die nuwe vertaling nie. Hy is liefs uitgelaat. 'n Baie belangrike skrif. 1 Johannes 5 vers 7 en 8, baie belangrike twee skrifte. Al twee is die mekaar gemaak in die nuwe vertalings. Vers 7. Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is eensstemmig. Vers 8, dan is daar 3 wat getuig op die aarde, die water, die bloed en die gees. Daai 3 getuig vir jou op aarde, dat jy 'n kind van die Here is, soos wat jy in kingdom opstaan in die koninkryk teen die vyand. As die vyand nie daai 3 sien in jou lewe nie, hy gaan nie vir jou luister nie, want jy is nie gehoorsaam nie. Want die woord sê, jy moet weer gebore word, jy moet jou sondes bekeer teenoor God, jy moet Jesus Christus aanneem, jy moet gedoop word, en dan moet jy gedoop word met die Heilige Gees. Dis die 4 goed wat gebeur het van Handelinge 2 af, met die uitstorting van die Heilige Gees, toe die mense vir Petrus van nou maar hoe? Dus sê, daar's net een way. Jy moet jou sondes bekeer teenoor God, jy moet Jesus Christus aanneem, jy moet gedoop word in die water in, nie besprinkel word nie, en dan moet jy ontvang jy die doping met die Heilige Gees en vuur wat vir jou krag gee om uit te gaan. Alright, maar ek wil nou nie vandag daaroor preek nie. Ons nuwe boekie oor fondasies kom uit eersdaags. Die kerk, al die intercessors, almal is bly, hulle het hulle knie deurgebid, dat ek net my boekies kan begin klaar kry, en luister die, daai boekie is een van die daar beskikbaar, en dan kan jy so 'n boekie by ons kry, wat vir jou die fondasies verduidelik van ons geloof, want as jou fondasie nie reg is nie, dan gaan dit moeilik raak daar buitekant vir jou vorentoe. So, die 3 eenheid is een, God praat hier van ons. Hoor wat sê Johannes 8:56, Abraham, julle vader het hom verheug dat hy my dag sou sien. Jesus praat met die skrifgeleerdes, en hy het dit gesien en hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u het Abraham gesien. Hoor gou wat sê die groot ek is. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. So, die hele Johannes is daar 7 ek is, direkte ek is, verklarings wat God maak. Maar daar is ook heel wat indirekte is ek is verklarings wat Jesus maak. Jesus sê, hoor hoe mooi is dit. Voordat Abraham was, is ek. Jesus sê dit. Jesus was voor Abraham. Net hierdie, wat ek hier lees, laat my in sulke heiligheid uitbars teenoor God. God is so heilig, dat ek sommer nou my skoene uittrek. Ek loop op heilige grond hierso. Ek praat van Jesus. Jesus God. Weet jy wat, nee? Jesus is nie 'n persoon met 'n wit kleed met skoenlappertjies om nie. Hy is God self, die groot God wat oor die aarde gesweef het en gesê, laat daar lig wees. Dis daai God wat op aarde kom loop het. Daai God. Ons moet begin eerbied kry vir Jesus Christus. Dis die enigste naam onder die son wat jou gaan red, is die naam van Jesus. Ek luister nou dag iemand wat sê, jy beter vinnig in jou mind opmaak, dat jou Jesus God is, want jy gaan voor hom staan, en daai dag moet jy hom ken. Selfs in Openbaring 1, toe Jesus op Patmos in sy heerlikheid verskyn het aan Johannes, het Johannes soos 'n dooie geval, want hy het God gesien. Sjoe, daai is mooi. Dylan, ek moet nou met iemand praat, ek weet nie wie nie, maar dit is my so 'n groot revelation die, nee. Dit maak my opgewonde. Jy weet, dis hoekom ek nou vir Tinus of Jonathan, ek moet hulle boelie met hierdie nou, dus ek moet dit net uitkry. Alright, in die begin, hoor hier is my, dis ook van my gunsteling skrifte hierdie. Hoor wat sê Johannes 1, vanaf vers 1, in die begin was die woord, hoofletter, onthou 1 Johannes 5 vers 7, selfde skrywer, daar's 3 wat vir jou getuig in die hemel, die Vader, die Woord, en die Heilige, sy naam is die Woord. Oom Engels het ons elke keer uitgevang op My Testament, 2009, 2010, ek kon ongelukkig net die laaste 2 bywoon van die 7, ek wou 2008 gaan, ek het so begin belangstel in die Here, en dieper goed, maar ek was toe nog kwaad vir oom Engels, omdat hy Engelsman is, en ek is nog kwaad vir die Engelse oor die konsentrasiekampe,
En maar toe klap 'n niersteen my. En toe kon ek nie op baie 2008 gaan nie, toe die vyand my verhinder om daai te kom. Maar 2009 toe ek gaan, dan vra hy vir ons, they are free to testify in heaven. Dan sê ons, yeah, amen, amen. The Father, the Son. He said, but it doesn't say that. It's the Father, the Word, and the Holy Spirit. The Word is the Son. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, hoorie? En die Woord was God. Die Woord is God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. Deur wie? Deur die Woord. Ja, maar ek dog die Heilige Gees het oor. Die Heilige Gees is God. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom, God, Jesus, was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons gaan na vers 9 toe, want nou daar in 'n paar versies 6, 7 en 8 praat nou oor Johannes die Doper. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was op pad, en toe is hy nou in die wêreld. Vers 10. Hy was in die wêreld, die woord het gekom aarde toe, en die wêreld het deur hom ontstaan. Hy, Jessie, die wêreld deur hom ontstaan, deur Jesus. Ja, want hy is God. En die wêreld het hom nie geken nie. Dis die hartseerste. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dis vir my die hartseerste deel in die Bybel. En ek was een van hulle. Met sy genade, met sy wonderbaarlike lig, Johannes 6:44. Niemand kom na God toe tensy God hom nie trek nie. God het my na hom toe getrek. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En hoeveel keer in my lewe wou ek iemand net ruk, neem die Here aan, maar niemand kan weergebore word uit die wil van 'n mens nie, maar net God. Ons moet bid vir ons geliefdes wat nie die Here ken nie, sodat God, Johannes 6:44, hom kan trek, die persoon na God toe. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Hoor wat sê Johannes, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. God het in al sy alwetendheid geweet, God self gaan moet aarde toe kom as 'n seun. Hulle noem dit as 'n seun van die mens. Hy moes 'n seun van die mense word, sodat hy 'n mens kon word, sodat hy die mense kon red, sodat hy medelee met die mense. Dis 'n wettiglik het hy dit kom doen, want God self moes aan die kruis hang vir die nuwe verbond. God kon nie 'n verbond met 'n mens aangaan nie. God moet 'n verbond met homself aangaan, soos hy met Abraham aangegaan het. God moes vir homself kyk uit die hemel uit na die kruis toe, en God moet gesê het vir homself, dit is gedoen. Dis 'n goeie verbond. Dis 'n verbond wat nagekom word, nie soos die ou verbond, Ou Testament nie. Die Jode kon die verbond nie nakom nie. God moes met 'n verbond met homself aangaan. En daai, net die feit dat die nuwe verbond, die nuwe testament in Grieks, is 'n verbond wat God met homself aangaan. God moes doodgaan, sodat hierdie verbond kan inskop, hierdie testament, al die beloftes. En die groot belofte is dat elkeen wat hom aangeneem het, 'n kind van God genoem kan word. Wow, hoe awesome is dit nie? Hoor gou weer Filippus 14 vers 8. Johannes 14 vers 8, en ek het dit nou vir jou gelees. Kom ons gaan weer na hier toe. Daar sit Jesus saam met sy disippels. Hy sê, ek gaan nou weg. Ek het dit nou genoem vir julle. En hy sê, so Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en jy het my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Baie mense sê baie dinge van ons, hierso dalk by die kerk, en hoe ons dinge doen, en wat ook al, en van baie ander kinders van die Here, maar my boetie, my sussie, ons sien wonderwerke, ons sien dinge gebeur, ons sien mense word weergebore, dis die grootste wonderwerk waar is, ons sien mense tot die oortuiging kom van die doop, hulle word gedoop, ons een van daar weer doopgeleentheid hierso
Mense word gedoop, en wanneer ek mense doop, dan vra ek vir hulle net 2 vrae. Glo jy dat Jesus Christus God is? Want net die Heilige Gees kan dit vir jou openbaar. En ek bid vandag die Heilige Gees vir jou openbaar. En glo jy dat hy kom sterf het vir jou sondes, sit in die regterhand van God, uit die dood het opgestaan, sit in die regterhand van God. Yes, ek glo dit. Okay, wie het jou geoortuig om gedoop te word? Die Heilige Gees het my oortuig. Oom JC, baie keer hoor ek het, JC, ek hoor Heilige Gees, dan is ek happy, want 'n mens kan nie jou oortuig van enige iets, en ek is nie vandag hier om jou te oortuig van enige iets nie. Laat die skrif jou oortuig, laat die woord jou oortuig, dat Jesus Christus God is. Johannes 6:35, hoorie maar, ek praat nou so lekker, ek skoon dors. Hoor gou hier, Johannes 6:35, hier is nou die 7 ek is statements. Kom ek lees gevul, die direkte wat hy verklaar as ek is, die ek is van Exodus. Johannes 6:35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Johannes 8:12, ek is die lig van die wêreld, ek is. Wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 10:9, ek is die deur, daar's net een deur na God toe. Ek is die deur, die tabernakel het een deur gehad, daar's een deur na God toe. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Johannes 10:11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Herders daar buitekant van kerke, is jy bereid om jou lewe af te lê? Dis wat God vra. Ja, maar jy sien hierdie gemeente het my nie waardeer nie. Hulle het Jesus ook nie waardeer nie, hulle het Jesus doodgemaak. So, herder weet dat jy 10 nie gewaardeer sal word nie, maar God waardeer jou. Hoe awesome is dit nie? Hoe awesome is dit nie? Solank Jesus jou like, Andrew Womack sê altyd, solank my foto en Jesus se beursie is alles reg. Ek gee nie om wat jy van my dink nie. Alright, my naam is op die palm van sy hand geskryf. Hoe awesome is dit nie? Ja, volgens Jesus is ek awesome. Volgens baie mense hier op aarde is ek nie awesome nie, maar volgens Jesus is ek awesome. Alright. Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, en al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? 'n vraag, glo jy dit? Sjoe. Johannes 14:6 natuurlik, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die enigste deur, julle. Johannes 15:1, Johannes 15 die wynstok en loot hoofstuk, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. So jy is die vrug wat dra aan daai wynstok, aan daai, dis mooi. Dan wil ek ook hierso noem dat Heilige Gees God self is. 1 Korintiërs 12:3, hier is baie belangrik hierdie skrif. Jy kan hom ook in jou yskas opplak. Daarom maak ek julle bekend, sê Paulus, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. So, die mense wat Jesus so vloek daar in Hollywood, meeste van hulle Jode, wat daai industrie besit, hulle haat Jesus. Ja, maar julle sê ons moet vir die Jode bid. Ja, ons moet, die Bybel sê so. Maar God gaan hulle oordeel. Nee, dis God se volk wat hom verwerp het. Maar God gaan in daai 7 jaar verdrukking, gaan 2/3 uit die land geroei word. It will be the time of Jacob's trouble. Nou as ons Hollywood kyk, nou weet ons hoekom. Want klomp van hulle vloek God. Hulle ken God nie. Maar ons bid vir die vrede van Jerusalem. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Ek het een keer 'n oom bedien. Daar in die Vrystaat iewers het ons 'n naweekkamp aangebied. En die oom kon nie, Jesus is nie God nie. Nee, Jesus is nie God nie. Nou sê ek van, maak ek die Bybel op so. Kom oom, kom lees hier. Ek doen nou op daai manier van my lewe, en op daai stadium van lewe, wat ek hierdie man gaan red nou. Ek gaan nou vir hierdie ou wys. Kom oom, kom kyk hier wat sê hier so in Johannes 1:1. Nou wil ek my skrifgies vir hom gee. Nou sê ek vir hom hier so. Right oom, lees hier so. Hier staan. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dan lees hy. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was soos God. Ek sê nee,
Daar staan was God. Hy sê soos God. Ek sê was God. Maar weet jy wat, nee? Hy het die gees van Antichrist gehad in hom. Die Antichrist gees. Luister my boetie en sussie. En hy toe nie daai aand sy knie gebuig nie, want ek het sy knie probeer buig. Maar vandag bid ek vir hom en ek bid dat hy tot die openbaring gekom het en ek bid dat God vir my openbaring sal gee. Baie keer kry mense nie die openbaring nie, want die gees van trots en hoogmoed. En as daar een ding is wat God nie baie van hou nie, is 'n trots en hoogmoed. So jy moet jou knie buig hierdie kant van ewigheid, jy wil nie jou knie moet daai kant gebuig word nie. En God sê vir ons as kinders van die Here, jy moet jouself verneder. My boetie en sussie, jy wil nie dat God jou verneder nie. Jy wil nie dat God jou verneder nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Heilige Gees, ek eer U naam vandag. Dankie dat ek kan sê, Jesus is God, Jesus is die Here. Want Heilige Gees, U het my hart kom besny, U het my hart oopgemaak, sodat ek kan ontvanklik wees vir die woord wat my vrygemaak het. En ek het Jesus Christus aangeneem, nou kan ek 'n kind van God genoem word. Ons moet hierdie verstaan en weet, veral as jy in die bediening is en jy doen bevryding, gaan jy baie keer mense ontmoet wat goed geeste vir hulle ander goed gesê het. Ander goed. Geeste lieg vir jou, pas op. En pas op, Paulus sê, pas op vir die Satan, hy kom voor sy engel van die lig. Baie mense praat met Jesus, ek het nou dag 'n ouetjie bedien. Hy gebruik dwelms om epileptiese aanvalle in te gaan. As hy in epileptiese aanvalle is, dan is daar vir hom 'n teacher daar, 'n engel, hy kom leer hom. En hy wil elke keer hierdie drugs gebruik om in daai state in te gaan, sodat hierdie engel hom nou kan teach. En daai engel teach hom baie goed. En baie goed teach daai engel hom wat kinders van die Here vandag kwytraak in bevryding. Courtrooms of Heaven, demoniese sielskopie. Daai engel sê vir man, hierdie is nie jou siel nie man, hierdie is 'n kopie van 'n ander siel. Jy het 'n siel, maar hy is tussen al die ander. Jy het baie siele. Dis uit die put van die hel uit. God het jou gemaak gees, siel, liggaam. En as daar iets fout is met jou siel, dan bid ons vir God om jou siel te genees. Weet wie hoekom, nee? Want God het siele gemaak. Hy het nie vergeet om 'n siel reg te maak om te genees nie. As ek op God staat maak vir die fisiese genesing van my liggaam, dan kan ek op God staat maak om my siel te genees. Ek of niemand anders kan jou siel genees nie. Net God kan jou siel genees. As jou siel verbreek het, en ek verstaan dit gebeur met trauma, waar kinders onder ontsettende trauma, het daar iets geknak, 'n ander persoonlikheid kom uit, al daai tipe goed. God genees dit, my boetie, en sê ek het my eie oë gesien. My eie oë. God genees jou siel. 'n Mens kan dit nie genees nie. En hieroor staan ek kwaai, want ek sê vir jou, ons is in die laaste dae, and there will be lots of doctrines of demons. Die vyand sal soveel roadblocks voor jou sit, as bedienaar, dat jy nie by die probleem kan uitkom. Hy is jou besig om met klomp goedjies, om nie net die demoon uit te jaag in die naam van Jesus nie. So, ons moet bly by die basics. Ons moet nie ons eie goed uitdink nie. God het die besetene van Gadara met 'n woord uitgejaag. Ja, maar hy het met die demoon gepraat. Ja, hy het met die demoon gepraat. Weet jy hoekom? Want hy wil hê ek en jy moet hoor dat hy 5000 of wat ook al, 'n legioen demone met 'n woord kon uitjaag. En hy sê vir my en jou, ons gaan dit ook doen. Nou wil jy met elkeen van die 6000 gaan gesels. En gaan vir jou besig hoor. Ek het nie daai tyd nie. Jesus ook nie daai tyd gehad die 3 jaar dat hy bedien het nie. Jy weet nie hoe lank jou bediening nog nie. Hy weet nie hoe lank my bediening nie. My wedloop maak dalk môre klaar. Ou weet nie. Maar terwyl ek dit doen, gaan ons dit so vinnig as moontlik, gou as moontlik doen, dat ek by nog mense kan uitkom. Amen of ou me. Hoe sê Andrew Wommack? Amen of ou me. Alright. En hier raak baie mense kwaad en vies. Want baie ons bou hulle bedienings op baie goed. Maar ek was verwonderd toe hierdie ouetjie wat niks van bevryding af weet nie, vir my vertel wat sy engel hom leer. Presies wat ons vandag baie keer in die kerke leer vir mense hoe ons bevryding moet doen. En daarvoor moet ons asseblief tog pas op. Hou dit, weet jy wat, ons bid en doen goed wat ons nie kan sien nie. Jy moet nie in die tweede hemel kan insien nie. Weet jy wat se fights gaan daar aan nie? Ek en jy moet bly by die woord. En ek en jy moet onsself onderwerp aan die woord. En ons moet die duiwel weerstaan. Jakobus 4:7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou wegvlug. Luister nou dag na
'n ou wat onder Lester Summerall groot geword en hy is een van die ouens wat my baie leer. Lester Summerall, hy is in 1996 oorlede, maar hy het 'n baie groot bevrydingsbediening gehad en reg oor die wêreld, China, Mongolië, oral al demone uitgejaag. En hy het met 'n woord uitgejaag. En hulle sê, as daai demoon nie wil uitgaan, jy moet jouself hier afvra. Elke demoon sal gaan in die naam van Jesus. As hy nie gaan nie, you've got to do with a human spirit. En human spirit gaan net uit, of submit net onder die woord van God. Trots en hoogmoed. Ons moet pas op. Jy's besig met 'n demoon, jy's besig met daai persoon se human spirit. En jy kan nie human spirits uitjaag nie. Daai human spirit moet submit onder die woord van God. Anders moet hy maar manifesteer. Te kere gaan drink ek koffie. Ek het al baie daaraan vasgeloop. Alright. Maar hoekom is ek nou op daai tangent? Ons praat ons nou oor Jesus is die seun van God. Jesus is God. Alright. Maar hier is my hierdie ding. Dis hoekom ek genoem het. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie volgens 1 Korintiërs 12:3 behalwe deur die Heilige Gees. Jy gaan baie daaraan vasloop. Dis 'n gees, nê? Baie mense, meeste van die aarde kan nie sê dat Jesus die Here is nie. Hulle vloek eerder Jesus se naam. Hulle vloek God. Hulle vloek God as hulle Jesus vloek. Maar dit is 'n antichrist spirit. Dis die gees van antichrist, antichristos, anti-messias. Oor die antichristos, ek moet dit nie sê nie, dit klink soos daai wat daai katholieke movies waar die ouens die demone Christos. Daai goed, nee, antichristus. Alright. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, is my mooi skrif hierdie, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Daai skrif maak vir ons oop dat Jesus as Heilige Gees vir ons die profesie en die openbaringe sal oopbreek oor die toekoms. Jesus doen dit. Vers 14. Hy sal my verheerlik, sê Jesus, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vers 15. Alles wat die Vader het is myne, sê Jesus. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Heilige Gees is die Here Jesus Christus. Hy sê dit hier in Johannes 14 vanaf vers 16 en ek wil julle aanmoedig, gaan lees Johannes 14, 15, 16 en 17 tot vervelings toe en word verryk deur hierdie paar hoofstukke. Johannes 14, 16. En ek sal die Vader bid, sê Jesus, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, hoorie, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die wêreld kan nie ontvang. Hoekom nie? Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, want jy sien die wêreld gaan op 5 sintuie. Nee, net wat ek sien, dit wat ek hoor, dit wat ek ruik, dit wat ek proe, wat jy aan, dit wat ek voel. Hulle hardloop net op hy sintuie. Omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Wie kom weer na ons toe? Jesus. Hoe kom hy na ons toe? As Heilige Gees. Jesus kom as Heilige Gees. Hy sal ons nie as weeskinders nie. Hy sê, gaan nou gou vir 'n tydjie weg, want ek moet nou hierdie doen, is verskriklik, gaan die kruis hang vir julle, maar ek gaan weer na julle toe kom. Die ander enetjie van die 3, die ons van Genesis 1:26, die ons. Nee, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag, sê vers 20, sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Dis nie God met ons nie, dis God in ons. Wie my gebooie het en dit bewaar, dis die woord van God, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En hoor nou wat sê hierso, vers 22, Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons
sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Heilige Gees herinner ons, hy wys ons die toekoms, hy's nou by ons, is dit nie awesome nie? Heilige Gees is Jesus, as hy sy woord bewaar, het hy gesê vir sy disippels, net 'n klein tydjie, en ek gaan julle nie as weeskinders agterlos, maar is net 'n klein tydjie, dan sien julle my, maar dan gaan julle my weer sien, maar die wêreld kan my nie sien nie, en dit was 'n klein tydjie, hy is gekruisig, 40 dae, het hy na sy kruis rondgeloop op aarde, homself fisies geopenbaar, aan sy disippels en ander mense, hy het opgevaar hemel toe, 10 dae moes hulle wag, so presies na hierdie, omtrent 50 dae, toe kom Heilige Gees, toe kom bly hy binne in hulle, en hy het hulle nie as weeskinders agtergelos nie, hy moes net in die ander vorm kom, om by sy disippels wees, en vandag is hy nog saam met die ware kerk van Christus. My boetie, my sussie, weer wil ek teruggaan na bevryding en genesing toe. As jy bevryding en genesing wil doen, die veiligste plek om te bly is onder die woord, geonderwerp aan die woord van God, saam met Heilige Gees. Moenie jou eie idees, moenie, ja, maar daai ou sê dit, daai ou, luister, ek gee nie om wie's wat 'n ou en wat 'n vrou nie, bly onder die woord van God. Hou dit so eenvoudig as moontlik, maak op Heilige Gees staat om vir jou wysheid te gee. Dis hoekom ek elke keer voor ek bid, voor ek bedien, bid ek en ek sê, Here, dankie dat U Gees op my rus, die Gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van die Here. Ek moet totaal en al by my volle bewussyn wees en met die hoed van die Here, ek moet met sy wysheid staan. Ek het noudag bedien, wat daai goed deur daai persoon so met my praat, ek moet mooi kop hou hierso, dan sal daai ding vir my sê, en jy dink jy praat met daai persoon, maar dan sal daai Gees deur daai persoon vir jou sê, stem jy saam met my? Sê ek, nee, ek kan nie saam met jou stem nie, want dit is verkeerd. Jy sien, Andrew Womack het 'n goeie sê ding, hy sê, I can't agree with you because then we'll both be wrong. Ek kan nie saam met jou stem nie, anders is altyd verkeerd. Net saam in die woord van God stem. En ons moet ons woord ken, ons moet hom ken wie in ons is, ons moet Jesus ken, en jy moet jou God ken, en sy wonderbaarlike reddingsplan ken, oor hoe hy te werk gaan nou met die kerk, en wie hy is nou vir ons. Yes, hy is ons intercessor, wat sit in die regterhand van God, hy is God self, maar hy is ook binne in ons, want hulle is 3, maar hulle is tog 1, soos wat jy 3 is, maar tog 1, want jy bestaan uit 'n gees wat beskik oor 'n siel wat woon in liggaam. God maak die mens volgens Genesis 2 in sy beeld en sy gelykenis. Hy vat die stof, Adam liggaam, blaas gees in, hy word 'n lewende siel, 3-1. En toe die sondeval kom, het gees, kan ek maar my taal gebruik, dormant geword, en hy word Adam en Eva siel en liggaam. En hulle met die sweet van hulle aangesig buig. Maar dit vat God 'n paar duisend jaar, en hy kom aarde toe, waar ons nou weer kinders van God kan word, en ons word weergebore, en ons geeste word wakker, en God se gees kom bly in ons, en ons is saam met hom, ons is nie meer wiskinders nie, ons is wel behind enemy lines, want 1 Johannes 5 vers 19 sê, Satan is die god van die wêreld. Ja, maar Satan se mag is gebreek, hy is uitgeklee en geopenbaar, ek en jy het nou mag oor die krag van Satan, maar hy het nog steeds mag, want hy is die god van die wêreld. En as jy dink hy het nie, challenge hom, dan kyk jy. Hy het, selfs Michael sê vir die Satan, die Here bestraf jou. Vandag is die kerk so verwaand, dat ons sê Satan is onder ons voete. God het hom uitgeklee, hy het vir ons mag oor dit gegee. Maar ons moet weet, ons het 'n vyand wat soos 'n brullende leeu rondloop. Kyk, wie kan hy verslind? Moenie deur trots en hoogmoed verslind word nie. Ons is lewendig in Christus, Kolossense 2 vanaf vers 6. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom,
gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Luister hierso. Gaan klaarmaak in Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik in Jesus, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is in ons harte, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het, en julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer is. Satan, hulle is uitgeklee, ten toon gestel en gesê, daar's die vyand, heers oor hom. Want ek het die skuldbrief teen julle uitgewis. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Vers 9, want in hom, Jesus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom. Ek het ons nou net vir jou in Johannes 14 gelees. As jy sy woord bewaar, sal die Vader en die Seun en Heilige Gees, sal ons, die ons van Genesis 1:26, ons sal binne in jou kom woon. Oh, awesome. Ek meen, dis vir my awesome. Ek weet nie of dit vir julle awesome is nie, maar is vir my awesome. En met daai houding onderwerp ek myself aan God, en met daai houding het baie mense al vir my sê, maar jy is voorbarig. Ek is nie voorbarig, ek is bold. Want ek sê vir jou my boetie en sussie, jy moet bold wees in hierdie wêreld. As jy nie gaan weet wie in jou is nie, en jy nie gaan weet wie hy is nie, gaan die Satan oor jou loop. Nie eers hy nie, hy gaan sommer voetsoldate stuur om oor jou te loop. Want jy gaan moet weet wie jy is. Boetie en sussie, in die bediening, in die bevrydingsbediening, maak absoluut staat op God. God is die een wat die bevryding doen. God is die een wat die bevryding doen. Laat hom toe om die bevryding te doen. En daar sê, fluit my stories uit. Hoe lank is ons daar besig? Hele amper 'n uur. Ek hoop hierdie het jou aangemoedig en bemoedig. Daar's nog baie ander skrifte, as ons wil dieper gaan op hierdie. Maar maak hierdie skrifte in jou lewe vas. Maak vas dat jy weet, jou Jesus, jou God is, wat aarde toe gekom het. Hy het na sy eiendom gekom. Sy eiendom het hom nie aangeneem nie. En vandag nog nie. Psalm 24 is baie lief daarvoor. Die aarde en die volheid daarvan, en almal wat daarop woon, behoort aan die Here, want hy het dit gevestig op die waterstrome. So selfs die mense wat hom nie ken nie, behoort aan God. Almal behoort aan God, maar nie almal kies God nie. Maar ek en jy wat nou vir God gekies het, weet wie jy gekies. Jy het vir Jesus gekies, jy het vir God gekies. Jy staan saam met God. God is jou Jesus. Heilige Gees is jou God. Jesus is Heilige Gees. Jesus is God. Hulle is 3, maar hulle is 1. Jy's 3, maar jy's 1. Hoe awesome is dit nie? In sy beeld en gelykenis geskaap. Hy het die besnydenis, ek like om hierdie baadjie vir my te gebruik, en hy raak my 'n bietjie oud al, maar ek gaan hom sy zippie nog eendag afskeer. Hy het die besnydenis vir my hart kom doen. Hy het my hart kom besny, my koue klip hart, en het 'n hart van vlees gemaak, en hy het binne in my kom woon. En soos wat hy my heilig maak, ek is nog nie daar nie, hy werk met my, kom ek al hoe nader aan hom. Maar ek weet een ding, ek weet dat hy wat in my woon, is groter as hy wat in die wêreld is. Ek weet dat hy wat in my woon, is God self. Kan jy glo, ek kan sê, God woon binne in my? God woon binne my. Heilige Gees woon binne my. Jesus woon binne my. Hy is die volheid van die Godheid. Hy is nou ook nie in die hemel. Hy sit aan die regterkant van God, die enigste man in die hemel. Hy is God self.
en mag die Here jou hierdie openbaring gee, mag Heilige Gees jou die openbaring gee van die wonderlike openbaring dat Jesus God is. Hoor gou hierso, ek wil gou vir julle hierso, ek wil dinge gaan klaarmaak met hierdie stukkie, ek dink ek moet nou klaarmaak, maar ek wil hierdie een klaarmaak, en ek wil vandag amper nie opneem nie, vra vir Dylan agtermiddag. Nee Dylan, daar waar die Here nou, daar waar Paulus nou vir jou verduidelik van Romeine 19 en 11 wat gaan oor Israel verlede, Romeine 10 Israel nou en dan die toekoms van Israel. Hoor wat sê hierso, en hierdie wil ek nou sommer uit konteks uitgebruik vir wat ons vandag bespreek het. Hoor wat sê hierso, Romeine 11:32, want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit, dis nou die Jode, om vir almal barmhartig te kan wees. Hoor wat sê vers 33, hier is nou ook al einde gekom. O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dat is julle, tot die volgende keer, julle moet mooi bly, groete dan, bye bye. Join the herd, you know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo, per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000